Wat interessant en nogal hartseer vir my is dat Paulus die kinders van die Here aan basiese geloofspraktyke moet herinner. In 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 het ons hom hoor sê: Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Hy moet die gemeente herinner en aanspoor om te bid sonder ophou, om altyd bly te wees. In die boodskap staan: Wees altyd vol blydskap, praat met die Here elke keer as jy die kans het. Moet nooit moeg word om te bid nie. Hy hoor. Wees heeltyd dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur. Dan stap julle op die pad wat God vir julle beplan het, toe julle in Christus Jesus begin glo het. Dit lyk my, dit was al vir eerste en tweede generasie Christene ook moeilik om die holistiese seëninge van Jesus te besef, te ervaar en te geniet. Ek wil jou net gou weer terugvat na Jesus Christus self en na 'n paar van sy persoonlike uitsprake. In Johannes 15, vers 9 tot 12 sê hy: Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. In Johannes 17 vers 13, in sy lang gebed, sê Jesus: Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Hoor mooi, dit is Jesus Christus homself wat gesê het, hy gee sy blydskap vir ons, binne in ons, volkome blydskap in al sy volheid. En nou moet Paulus sy lesers en vir jou en my weer 'n slag kom aanspoor. Bid sonder ophou, wees altyd vol blydskap. En dan skryf hy oor dankbaarheid. Paulus sê nie, wees dankbaar as jy lus voel nie. Hy sê, wees dankbaar in alle omstandighede. Dankbaarheid is nie naïewe optimisme nie. Dit is geestelike gehoorsaamheid. Dit is om te glo dat God altyd, ja, selfs ook in moeilike dinge werksaam is. Job het dit verstaan. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie? Vra hy 'n retoriese vraag in Job 2 vers 10. Dit is hoekom hy God nie verwyd het nie, al het hy letterlik alles verloor. Dankbaarheid gee lig in donker tye. Dit bring vrede waar vrees was. Ek lees 'n aanhaling wat sê, Replace panic with prayer. En in dieselfde trant wil ek byvoeg, vervang vrees met vrede en met vreugde. Selfs Paulus en Silas kon middernag in die tronk lofliedere sing. Nie omdat hulle gelukkig was nie, maar omdat hulle God geken het. Lees maar Handelinge 16 vers 25. Dit is mos hoe geloof lyk, wat groei uit die vrugbare grond van opregte dankbaarheid. Wees vandag doelbewus dankbaar vir iets wat moeilik is. Sê vir die Here, ek sien u hand ook hierin. Jou lof en lyding is jou geloof se sterkste getuienis. Kom ons bid saam. Ja, Here, help ons om selfs in lyding en in swaar kry, u te kan loof en dank. Help ons om saam met Job te bely, ons aanvaar die goeie van u, moet ons dan nie ook swaar kry aanvaar nie. Help ons om te bid, eerder as om paniekerig te word. Help ons om vrees met vreugde en vrede te vervang. Dankie Here Jesus dat u gesê het, u gee u persoonlike blydskap vir ons. En sodat ons blydskap volkome kan wees, dat ons u blydskap in al sy volheid kan hê. Leer ons hoe dit werk asseblief. Amen.